niet maak. Hy is die God wat die onmoontlike dinge in jou lewe kan verander. Maar geliefdes, hoe sien ons wie die Here is? Halleluja! Van wat sien ons om? Dat ons net gedenk as ons onder is. Dat ons nie net gedenk wanneer ons ook hoog is nie. Here, ek prys U. Maar elke dag is vir my kostelike om voor sy aangesig te kom. Here, al verder nie vir my uit nie. Dat ek hier red om die God te rebelleer nie. Sy besluite is die beste. Hy weet, hoekom moet ek deur die ding gaan? Ek het vanmorgen wel bekende skrif. Ek wil vanmorgen so 'n demonstrasie doen wat die Here op my hart geleer het. Maar kom ons lees net gou saam die skrif, geliefdes, Psalm 23 versie 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En God seën. Ek sal net voordat die jong broers net so by die tafel daar bring. Laat ons net so 'n bietjie fellowship. In die Ou Testament het die priesters se tafel gebruik wanneer hulle gesprekke uitvoer rondom 'n Pasfees, 'n nagmaal, 'n brood. Hulle het dit gedoen, geliefdes, omdat hulle die belangrikheid van 'n tafel baie meer verstaan. Elkeen van ons in ons huise was ons 'n plek waar ons 'n tafel het, waar ons as families by mekaar kom, en dan sit ons aan tafel wanneer daar geëet word. Die tafel wat God vir ons voorberei, jy kan sommer julle stoele bring, laat ons sommer sit aan tafel. Geliefdes, die tafel wat die Here voorberei, wat Dawid sê, hy berei die tafel voor. Amen. Geliefdes, ek wil hê jy moet verstaan dat hy berei die tafel. Dis nie u wat die tafel berei nie. Dis nie u wat die zeggenskap sê oor die tafel nie. Maar God berei die tafel. Hy berei dit voor. Nou geliefdes, die manne sit saam met my aan tafel. Ek het hulle genooi omdat ek wil hê hulle moet deel wees van die tafel. Hierdie tafel was in die Ou Testament genoem toonbrode. Die uitlegging van toonbrode is die gesig, die aangesig van God. So wanneer hierdie mense aan die Ou Testament die tafel opgemaak het, dan was daar brood gebring en 'n feesviering gedoen. Die snappetjie sê ook dat die premiere wanneer hulle, wat is nou die politicians, wanneer hulle by mekaar kom, dan word daar 'n tafel gedek. Nou die tafel as jy op nou sit, daar is nou mense, elke een in hierdie vertrek waar ons vanmorgen is, as die verskillende families, noem hulle vanmorgen hier, die olifante, die George, die van Wyke, ons noem das baie, by jou huis, het jy jou tafel, daar het jy jou reels staan, by jou tafel, daar besluit jy wie sit aan tafel, daar kook jy vir die aantal mense by jou tafel, maar wanneer dit kom by die tafel van die Here, dan het jy nie 'n keuse met wie jy wil sit, aan tafel nie, al lyk ek jou nie, God sê, laat hy kom, deelneem, Robobos Alakando, laat hy saam met jou eet. God berei die tafel voor tussen die en jou teestander. Hy laat
wat so los is. In 2026 gaan ek mense opdat. Jy gaan net my lewe, maar die Here sê net, jy gaan net jou lewe uitbring. Saam met jou. En tafel. Jy gaan lewe met die mense. Wie is mense die kerk wat wil as met my persoon wegdag, omdat jy slecht is, nee, as Petro die weg is, wat maak jou deel van die tafel? Hy bereid die tafel voor en die teenwoordigheid van die vijanden. Wat wil hy nie met sien, ek maak het. Wat wil hy nie met sien, ek het die tafel bereid. En die tafel is gedekt vir ek en nie. Was Judas ook een deel van die tafel? God het nie van Judas weggebid nie. God sê hy met sy hand eers na die skotteling sien. Dis hy. Ek pat die my vijanden weg. Ek lewe met hulle. Ek smile met hulle. Ek dien met hulle. Ek oortuig hulle. Die Here is saam met my. Geliefdes, ons het tafels by mekaar. Die klim is ook die mense wat sy tafel donker maak. Die tafel, die Bijbel sê ook, jy kan ook nie 2 tafels neerneem. Jy kan nie wel by kyk die drink dat jy ook by die nachtmaal is. Die Here sê ongelukkig nie. Jy moet 1 tafel kies. Hierdie tafel is 'n reine tafel. Dit verbaas my dat mense wat na die tafel toe kom, dan drink jy dit op 'n onwaardige wyse. As jy dit klaar gedrink het, dan word jy sê die mense haat jou. Jy het dit op 'n onwaardige wyse. Jy geëet. Jy deelgeneem aan die tafel, terwyl jy geweet het jy self nie reg vir die tafel. God berei hierdie tafel voor. Geliefdes, wat my mal maak in Psalm 23, dis so 'n eenvoudige skrif, maar sommige van ons maak het net as 'n reseptisie, jy kan dit oplees, vinnig lees. Maar ek het die sterkpunte van Psalm 23 gelees. As hy so David sy lewe in eenheid sit, as hy sy inleiding en sy slotrede in Psalm 23 gee, en hy gee sy middelrede, en hy praat oor, hy bereid die tafel, dan sien ek dat David het by 'n punt in 'n plek van sy lewe gekom, en gesê, ek kan nie my lewe self kies, maar God kies dit vir my. God bereid die tafel voor. Jy hoor mos ek die mense sê, waarom maak ek die tafel? Die is mos nie genooi nie. Nou die tafel was baie belangrik in die Ou Testament. Tot ook in die Nuwe Testament. Daarom het jy gesien toe Jesus sit by die tollenaars. Toe het die mense baie om te sê. Toe sê hulle, kyk dan, so 'n man soos hy sit met drinkers. Maar toe weet jy die Here het 'n fellowship. Wanneer ons aan tafel sit en dan kyk ons van aangesig. Ek kan deur jou oë sien jou intensie. Ek kan die hartseer, die verleiding, die verraai. Ek kan die verloning sien as die tafel gedek is. As die tafel so gedek is en ons sit reg oor mekaar, dan kyk ons in mekaar se oë en dan vertel ons mekaar. God het 'n tafel gedek in 2026. Ek weet nie wie gaan God in jou lewe bring, wat miskien vir jou 'n pil gaan wees om in te sluk. Maar weet dit vanmôre, hy berei hierdie tafel voor. Nie op guns hoe jy voel nie, nie op guns hoe jy kom na die bediening toe nie, maar hy berei die tafel voor, omdat hy weet jy kan die drag van die tafel dra. God dissiplineer my binnekant hierdie skrif en sê vir my, George, ek berei die tafel. Daar was 'n tyd in my lewe, kind van God,
soos wat evangelis die berg sê, mense moet nou baie liggen met die oor mense wat kan praat. Hulle gaan nooit 'n regte ding praat nie. Hulle sal nooit 'n goeie ding praat nie. Maar hulle gaan altyd 'n negatiewe ding praat. En hulle wil ook nie vooruitgang sien nie. Hulle soek jou, soos die Bybel sê, die krummels wat van die tafel lê. Hulle wil jou nie deel maak van die tafel nie. Tafel was so belangrik vir die koning, dat toe hy vir David sê, as daar nie iemand in soms huis, wie ek guns kan bewys nie. Toe praat hulle van Mephibosheth, wat geen vader gehad het nie. Die man so oppasser het om laat val. Sy bene het gebreek. Hy word gestuur na 'n plek wat genoem word Lodebar. Lodebar beteken afgeskryf verwerders. Die man was daarna toe gesit. Hy het geen deel gehad om saam met konings aan tafel te sit nie. Maar hoor wat sê die koning en hy gee beveel. Hy roep vir Siba, wat die deurwagter is. Hy sê roep hom. Al kan hy nie meer loop nie. Ek wil hy moet vandag saam met ons aan tafel sit hier in 'n kluisie. As God jou raak gesien het en niemand sien jou raakie, moet jy nie worry wie jou nie raak gesien nie. Hy roep jou. Hy roep jou om saam met ons aan tafel te sit. Mephibosheth sê, ek is 'n dooie hond. Hoe kan jy van my? Ek is te laag om saam met jou aan tafel te sit. Jankies, ek het jy nou vanmorgen geleentheid gegee om bietjie die diens te lei. Daar sal gesê word, kan Jankies ook iets doen. Maar wanneer die koning jou dooi, dan kyk jy nie jou sterkpunt nie, maar hy kyk ook jou swakheid. En hy gebruik die swakheid om die wêreld te wys. Ek kies wie moet aan tafel sit. Jou opinie tel nie. Ek kies wie moet deel wees by hierdie tafel. En ek vat my sommer terug die jakken. 'n mens moet baie, dit is 'n mens wat nooit vergeet. Waar het die Here jou uitgehaal? En as jy my vanmorgen so hoor preek, dan denk jy, dit het so gebegin. Toen ek kom in die kerk, die jaken, toen lei ek diens dat ek wil eens die recording luister, ek lei op Pieterswart. Dan stuur apostel ons so, dan moet ons gaan dienste lei, ons is dodelik man. Dan kom Pastor Christen en dan gee Pastor Christen my geleentheid. Maar kom ek sê nie vanmorgen, toen ek die geleentheid gegee word, toe kom staan ek nie by die pulpit het gewoond het nie, van jy moet ek deur gebid man wees. As ek gevra word om te bid, die man raak glad bang. Dis is om die buiten by die tent en jy weet, hy man kan skip te bid nie. Want ek rus my toe, want ek weet, ek staan in die posisie, wat die koning my vertrouw het. Ek kan nie uit gewoonte diens lei nie. Ek kan nie uit gewoonte preek nie. Ek kan nie uit gewoonte gitaar speel nie. Ek is nie wonder ek gitaar speel nie. Maar ek depend op die salwing van die Here. Want dis hy wat die Here verpreek. As ek daar lê, dan sê die Here, die note sê by mekaar nie, maar na die engele van God en die dood te bly. Hy smijt my. Geliefdes, die werk van die Here word nie gedoen sonder heiligmaker. Nooit. As jy aan hierdie tafel wil deelneem om met jy recht kom, hier word nie net om gesit en net gedeel en gesê, kom, eet met.
Hier sien julle so by ons in kerk, om enige een nie net nagmaal nie. Ons moet eers kyk hoe lyk jou lewe, voor jy kan deelneem aan die tafel. Hier word nie net omgeëet, maar jy kan jou dood eet. Hoeveel mense het hulle dood geëet? So te veel dat die pastoor blameer. Hy het homself dood geëet. Hy het hom mors dood geëet. Want hy op 'n onwaardige wyse die ding geëet. Terwyl hy geweet het waar was hy gisteraand. En daai ding het 'n vloek op hom gebring. Hy was nooit gedoor nie. Die ding het jy gedoen en jy moet dit dra. God sê wanneer julle na die tafel toe kom, dan kom julle met 'n waardige wyse. En jy kom neem deel aan die tafel. God het vir ons 'n tafel uitgesit. 'n Tafel vir die jaar in 2026. Waar God mense gaan bring in jou lewe, weet ek nie wie is die mense nie. Daar's mos mense wat werk toe gaan en verwag. Hy moet lekker werk. Ek weet nie hoekom moet hy wel lekker werk. Maar ek weet dat God plasureer tussen mense wat nie van jou hou nie. Want jy moet vir die mense wys, terwyl jy my nie lyk ek jou. Alhoewel jy nie met my smile ek met jou. Alhoewel jy my vloek sê, die Here is nie vir jou. Want ek wat gedisiplineer is om aan tafel te sit, moet weet, die voorbereiding, die maaltyd wat ons hier vir ons gegee is, moet as dat die voedsel, van die nou tafel identifiseer ons die voedsel, die kos wat voorberei is. Maar wanneer ons praat oor die tafel van die Here, wat 'n voedsel creëer lewenscenter. Kyk hoe versadig gaan ons in die kerk. En ons bly honger. Ons het aan die musiek gechange. Jy bly nie versadig. Jy bly honger. Ons het die matten gesit. Jy het nog steeds 'n rede om honger te wees. Ons het vir jou ekkom ingesit voor 'n gemaklike godsdienst. Jy bly onverstandig. Ons het vir jou 'n sliding door ingesit en 'n vooruitsig om te breek oor jou bediening. Jy bly honger. Ons het predikers het gesit wat nie net uit gewoonte kom preek nie. As ek hoor ek moet môre preek, ek is op my sene weer. Ek het magkrampe, want ek kan ag nie die pulpit van God nie. Ek verstaan wat is dit om hier te staan. Ek moet reg wees. My feite wat ek praat, my theologiese agtergrond wat ek lees, moet sin maak oor die mense. Hierdie mense het gekom met 'n behoefte. En ek moet die behoefte voed wat hulle het. Ek wil vir iemand gepomoedig wat hier 'n stryd gaan. Ek weet nie wat maak hy hier nie. Maar God is besig om die tafels te change. Iemand hier 'n huweliksprobleem gaan. God is besig om die tafel te change. Iemand hier 'n stryd gaan. God berei vir jou iets voor. Maar weet jy wat is die probleem, geliefdes? As die Here ons klaar vir ons die ding voorberei het, dan hoor jy ons sê nie, ek het nie kolie. Ek het net pampoen. Jy is uitsoekerig. Nee, weet jy, as jy my kos maak, met jou in 'n oond indruk en jy wil hom net vry. Jy jou ding wat jy sê. Jy wil sê wat moet voorberei word. Jy soek jou eie ding, jy drink nie kook nie, jy drink nie water nie, jy drink 100% sap. Wat jy nie verstaan by die orde van die tafel, het jy nie 'n seggenskap oor wat jy wil hê. Wat jy gegee word, moet jy eet. Al gaan dit nie lekker nie, eet moet jy eet. Die vereiste van die tafel vereis
soos mense sê, nee, ek wonder van die kerk vanmorgen die hoogtes is. Nee, wat bereid die tafel voor, opget hoe jy voel. Kom miskien die Here prys dierbares, nie die bang wees. Kom die Here te prys. Jy soek jou boodskap. Jy sit ook so dat wonder man het sê jy vir hulle soort hier na my kant toe. Daar staan een mense wat sê, kom noem jy vir hulle sê die ding. Maar gaan nie noem nie. Van geliefdes, die boodskap het sy hele bestanddele. En jy moet die boodskap vat, soos wat die daar uitkom. Die boodskap is voorbereid. Kyk hoe sit die lekker. Kyk hoe ontvang die boodskap. Soveel vertroue, dat jy kan luister met 'n gemaklikheid na die woord. Maar geliefdes, kom ek vra so, toe jy inkom in die kerk, het jy die gewig van die stoel gevoel? Of het jy net opgesit? Jy het gesit omdat jy gevertrouw in die stoel, sal jou gewig. Jy kom ingekom, jy het gesit, sonder om te kyk, dan kan jy nie weet, kan die stoel wat jy nou reeds op sy miskien 3 pote het. Maar met vertrouwen jy gekom en jy kan deelgeneem, want jy wil voorbereid word. Ons vertrou soveel materialistische dinge. En ek wens ons kan soms God ook so vertrou. So te veel om te sit en nie uit te soek. En te sê, Here, ek aanvaar my ete. Maar ons leer van 'n tyd in Broedodo waar ek my bord eet. En ek kyk in jou bord. Wat is in jou bord? En dis hoekom ons ondankbaar is. Jy is nie 'n prediker nie, maar jy wil in my bord eet. God het jou geroep in jou bord, wat in jou bord aangaan. In jou bord is daar 'n spesiale gesindheid door, wat miskien nie in my bord is. Maar ek moet fokus om te kyk dat ek nie tyding kry wat jy, maar nou het ons 'n ondankbaarheid ontwikkel, waar ons in mekaar se borde kyk en nie verstaan, wat het die volgende persoon deurgemaak, sodat sy bord volledig is. Van om die volledige bord te kry van God af, jy moet hom dien getrou. Jy moet hom dien elke dag. Jy moet bid of jy nie so voel nie. Dit is 'n getroue pad wat jy moet loop. Maar geliefdes, ons kom in die kerk en ons kyk mekaar se borde. Jy het al by die huis as dit geskep word gesien, hoe maak die mense as die borde uitkom? Ja. En julle sit aan tafel. En kyk jy eers, wonder dat die man sy vlees groter, nou moet hy nie nog kleiner as mense. Kyk jy, wonder dat die man waar sy bord kyk. Jy klein, jy moet net so groter, jy groter is. Kyk ek weer hier by daar, dan sien ek, hy in 3. Kyk ek hier by myne, dan sien ek, nee, hier is 'n fout. En outomaties sondig ek, net hier op die tafel. Ek begeer by die tafel. Sit in die kerk, begeer jou neighbor se kar. Begeer jou neighbor se rok. Jy kyk in ander mense lewe, maar nie in jou nie. God het jou die bietjie gegee, omdat hy jou vertrou met die bietjie. Alles my porsie min. Dit is wat God vir my gegee het, wat pas in die bed van my liggaam. Dit
Ek verstaan die orde van die tafel. Leiers, ons weet mis wie is die leier van die kerk. As dit nie 'n feit die kerk had, ons weet was dit as die nasionale opsiener. Ons moet weet ons het 'n porsie gekry. Daar is mense wat die porsie vat en wat ondankbaar is van sy porsie. As pastekens van my 'n bordjie gegee het en sê vir my, dis 200 in 'n reis, ek gebruik daai reis en hy hoender. Jy kan die 7 kanners ook eet. Ek eet daai hoender in 'n reis en hy sê, hele man, gee my ook 'n bietjie van daai. Want ek is tevrede met dit wat vir my voorberei is. Ons gaan nou na die afsluiting toe, geliefdes. Geniet u nog die boodskap. Geniet u nog die boodskap. Verstaan u die boodskap. God het jou lewe voorberei. Ek wil vanmorgen praat met mense, geliefdes. Ons lewe is in eenheid gesit wat voorberei is vir ons. Hier is mense in hierdie plek of in die kerk. Jy het jou vrou verloor, jy het jou man verloor. En ongelukkig moet jy alleen by die tafel sit. Wees alleen. Maar daar is iemand wat elke nag vir jou voeding bring wat nie kos is nie. Jy so eensaam dat jy dien die Here asof jy klaar iemand het. Geliefdes, wat mense nie verstaan nie, dit wat God vir ons voorberei verskil. Ek gaan miskien nie die drag kan dra wat jy dra nie. Dit wat vir jy voorberei is, kan jy dra. Ek kan dit nie dra nie. Maar miskien kan jy motiveer en jy lewe motiveer my. Jy lewe motiveer my. Ek sê jy lewe motiveer my. Ek het my vrou lyk praat of is altyd bang om oor hierdie ding te praat, maar ek is nie bang om oor dit te praat nie. Ek en my vrou gaan deur 'n baie moeilike stryd. Ons soek graag 'n kind. Dis een van die moeilikste dinge wat deur ons gaan. Maar in 'n oomblik gesien ek kom die depressief aan. En ek loop dit blameer elke een waar ek loop. Ek aanvaar my tafel. En ek bedien jou, al voel ek ook nie. Ek bring jou die beste wat ek kan gee jou. Ek gaan in my knieë en ek bid vir jou. Ek los my eie probleme. En ek gaan na jou net toe. Ek wat nie eens myne se ander. Weet jy wat voel het as die dokter vir jou 'n nuus gee dat jy nie kan verander nie? Jy moet terugkom en jy moet kom dien. En as daar mense wat daar buite sit, wat jy het volop kinders. Jy het jou huis, jy het jou kaart, jy het jou geld, maar jy dien die Here sleepvoet. Ek hoop hierdie boodskap sink in my. Ek hoop jy gaan vanmôre terug met hy ondankbare hart. Sê Here, as ek 'n probleem gehad het, ek het glad nie 'n probleem. Ek het mense gesien wat kinders het, wat die kinders soek nie. Ek het mense gesien wat swanger raak, wat die kind wil hê. Hier staan iemand wat gewillig die Here dien en sê, Here, ons het hier nog by. Jy kry 3, jy's ondankbaar. Jy kry 4, jy wil nie die Here dien nie, jy wil nie diendes gee nie, jy wil nie bid hier loop nie, jy wil nie kerk loop nie, jy bly weer gesukkel word. Ondankbaar. Wat bedien jy vir die mense? Ek kan jou 'n verkeerde rede gegee het. Daar is my vrou, daar's daar waar ons trane afvee. Dan dien ons. Sê dat kom ons gaan dien. Tafel.
my vertrouw. Ek het nie geweet, ek kan nie opdra nie, maar nou weet ek, dis vir my voel. En ek wil vanmorgen praat met mannen wat nog vrouwens het. Waardeer jou vrouwen. Dien die Here met jou sterkte. Waardeer het. Daar is 'n tafel. Ek wil afsluit. Hy tafel, hy. Hoekom is dit so geliefdes, dat die Here bring mense by die tafel, wat jy graag nie wil hê, hulle moet deel wees van die tafel. Maar ongelukkig, bring my by. Kan iemand nog nie by sy, ek maak klaar, dan stap ek af. Kom so my broodjiekies, kom so my brood. Sê nou, die jongman kom sit aan tafel, saam met ons. God het hom by my geplaas. Sê nou bijvoorbeeld, ek het die issue met my broer. Ek wil ons nou nie, hy moet deel wees van die tafel. Maar God bring hom, so dat die Here my leer dat die ding wat bezig is om my dood te maak oudste, die verbinterheid met proses van die krijg jy jou vijand lief, wat my aan my doen. Die staan in die bekke op. Jy ontdek een liefde vir mense wat jou seer. Jy ontdek een liefde en jy gryp hand met mense wat jy weet, as die kerk uit is op stil en daar jou naam beswaarder. Elke dag leer die discipline van die tafel my manier. Hy leer my discipline. Hy leer my verdraagsaamheid. Hy leer my langmoedigheid. Hy leer my jy met jou naaste liefheid. Hy leer my die waarde van die tafel. En ek begin te lewe met die mense. En dit is wat die stigter van die kerk gemaak het. Hy het sy hande uitgereik na mense wat die male op male aan die rak steek. Toch het hy recht gekry om saam met hulle te eet. Toch het hy recht gekry om sy kerk met hulle te deel. Toch het hy recht gekry om sy voordele met hulle te deel. Soms kry hy dit recht om sy huis met hulle te deel. Sy geld, sy lichaam, sy gezondheid, hy het dit alles gegee ter wille van die tafel. Op die tafel het hy dit gedoen toe hy op die aarde was. Maar in die Nuwe Testament sê die Bybel, net hulle wat rein van hart. Hulle wat my getrou gedien het. Hierdie keer gaan dit 'n ander fees wees. Hierdie keer gaan dit 'n ander blydskap wees. Om saam met die Here in fellowship aan die tafel te sit. My volle moeite arbeid op aarde sit ek met Paulus en met Petrus en Apostel Oliefant al die geroepen vir julle tafel. Julle dank. En ons sal deur 'n engel
Dahil daar gaan ek al my stryd en probleme en moeite wat alles in my lewe aangegaan het, vergeet. Sit ek. En wat die geliefde verloor het. Kyk bietjie verder. Ons kyk verder. Kyk weg van my probleem af. Ons kyk net so bietjie weg van jou stryd. En jy sien die voorbereide tafel. Die Here sê by die tafel gaan baie van julle nie eens vir my vra, jy gaan net bly wees. Jy het dit gemaak. Here, dank. De Seun van God. Kan ons nie dat iets tweemaal sing, want hulle het in die Here is my herder. En God seën. Die Here kom ons sing het saam, geliefdes. Ons gaan staan. Ons nasionale opsiening. Dit is 'n wonderlike atmosfeer.
Kom ons verenig in gebed. Die wat 'n behoefte het, die staan in die teenwoordigheid van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy wat u hiernatoe genooi het, na hierdie tafel toe, wel bewus van elke probleem. Die God van die hemel en aarde het die lewende brood op hierdie tafel. Daar is 'n lam geslag, Jesus Christus, in sy bloed, wat in hierdie beker is, wat oorloop. Daar is genesing, daar is redding, daar is verlossing. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons roep die heilige naam aan. Jesus Christus, dankie dat u my genooi het na hierdie tafel. Here, ek is fyn, ek is vol sonde. Hierdie lewe het my verneder, maar u sê in hierdie uitnodiging, kom soos jy is. Wanneer by hierdie tafel sal u my nie net kom voed nie, maar kom aantrek, kom skoonmaak, my nie bekleed met waarte. Here, ons staan as 'n volk voor die troon van die lewende God. Dankie dat u aan ons gedink het. Here, dankie vir hierdie hulp geroep. Here, kom raak aan elke sieke, elke een wat verslae is van gees, elke een wat vermoeid en belas is. Here, kom raak aan in Jesus naam. Here, hier staan ouers wat staan ter wille van hulle kinders. Heilige Gees van God, kom raak aan, kom verlos. Here, droog elke traan op, tree in by elke gebroke hart, elke sieke, elke persoon wat staan met trauma en vrese van hierdie lewe. Here, kom raak aan in Jesus naam, in Jesus naam. Here, kom vergewe ons vir ons sondes en gee ons 'n nuwe begin. Here, ons weet u kan dit doen en moontlik maak. U kan die Here prys. U wat glo dat die tafel bedek is vir u, gee hom 'n beter prys. Iemand wat iets ontvang het, wat hy nie verdien nie, kan hom nie so swak prys nie. Hy is werd om geloof te word. Dankie Jesus, dankie Roos van Sharon, dankie Koning.